die familiealtaar, Bybel lees, en hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. En Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog julle verharde hart? Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het? Hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie? Hulle sê vir hom 12. En die 7 vir die 4000? Hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sê 7. Toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? Markus 8 vers 15 tot 21. Boodskaplesing. Sonde is so aanloklik, die glans daarvan. Sonde het 'n baie aantreklike voorkoms, dit lyk so onskuldig. Waarom? Dit lyk so onskuldig. Moenie daarna luister nie. Toe Joshua die land ingeneem het, het God vir hom gesê, vernietig alles heeltemal. Moenie enigiets laat oorbly nie. Kan jy jou indink hoe sommige van die Israeliete vroue dalk 'n klein babatjie sou optel en sê, ag, is hy nie oulik nie? Kyk, hy het nog nie eens tuintjies nie. Joshua het gesê, maak hom dood. Die moeder het gesê, maar ek is 'n ma, ek kan nie daardie baba doodmaak nie. Jy moet, gee hom vir my. Waarom? Hy lyk dalk nou oulik, maar hy sal groot word en net so sy pa wees. Jy kan sonde nie vertroetel nie. Dit moet nie met handskoene hanteer word nie, maar met kaal hande. Ons wil graag vriendelik wees, almal wil. Maar wat is vriendelikheid? Ons wil nederig wees, maar wat is ware nederigheid? Ons wil vol medely wees, maar wat is ware medely? Jesus, 'n man vol medely, het deur 2 of 3000 mense geloop, kinders met waterhoof, krippels, blindes, verlamdes, verminktes. Hy was vol medely. Wat het hy gedoen? Hy het na die man gegaan wat die Vader hom gewys het, 'n man wat moontlik prostaatprobleme gehad het of iets deurgeliks. Hy het hom genees en toe weggeloop en die res agtergelaat, 'n man vol medely. Ons Engelse woorde laat mense die betekenis verkeerd verstaan. Dit is menslike simpatie, dit is nie medely nie. Daar is 'n groot verskil tussen simpatie en medely. Dit is 2 heeltemal verskillende begrippe, maar ons gebruik hulle dikwels asof hulle dieselfde beteken. Die woord werk egter nie op grond van gevoelens of simpatie nie. Die woord moet gehoorsaam word. Bly by daardie woord. Maak nie saak hoe seer dit sny nie. Hoe sou jy dink dat God sou toelaat dat babas, sogenaamd onskuldige vroue en ander vernietig word? Een klein bietjie suurdeeg deursuur die hele deeg. Dit is presies wat deestyds by Eva begin het. Dit het baie onskuldig gelyk. Waarom? Jy sal wys word. Julle sal sekerlik nie sterf nie. God is te goed. Hy sal julle nie doodmaak nie. Julle sal beslis nie sterf nie. Maar God het gesê hulle sou sterf. Daar het die hele saak begin. Sien, jy moet by die woord bly, ongeag wat gebeur. Presuming 8 April 1962 deur William Marion Branham.